Here, dankie dat ons in hierdie teenwoordigheid en op heilige grond, toegewyde grond, ons harte, ons lewens toegewy aan U, dat ons in hierdie omstandighede die goeie nuus, die Angelo, die goeie nuus van Jesus kan hoor. Bid vir elkeen, Here, miskien het ons 'n besige lewe gehad en baie dinge gebeur. Dankie dat ons 'n oomblik, net 'n klein oomblik, in die heiligheid van die Here en die teenwoordigheid van God kan wees. Ek bid, Here, ek verklaar vir elkeen wat hier so sit, dat dadelik goed in my is nie, al wat goed is Jesus. Bid dat Jesus tevoorskyn kan kom en dat Jesus my en ons lewens sal verander. In die naam van Jesus, amen en amen. Die koninkryk van God. As ons praat oor die koninkryk van God, dan is daar ons ook verskillende ander koninkryke. Ek wil net, as julle baie wil weet oor die koninkryk van God, sal ek julle aanraai om Dr. Miles Monroe se huis van Jamaica, maar hy is ook oorlede, om sy goed te gaan kyk en julle sal baie goed. Hierdie is maar net 'n klein die piek van die iceberg, soos hulle sê. Ek kan nie alles saamvat nie, maar ek gaan probeer, die Here gaan my help om die koninkryk van God te verduidelik. Die koninkryk van God, God is die koning in sy koninkryk. En daar's verskillende ander koninkryke ook. Ons wat manne is, ek het dit eers later in my lewe agtergekom, dat die woord van die Here sê, die man is die hoof van die huis, hy is die priester, en hy is ook die koning. So as jy die koning van jou huis is, en jy ken nie die koninkryk van God nie, hoe gaan jy jou huis dan regeer? Dit is onmoontlik. So die woord van die Here sê, dat waar begin ons? Soek eers die koninkryk van God, en dan gaan al die ander dinge vir jou bygevoeg word. So manne wat hier sit, wat die koning, en jy is die koning van jou huis, en jy is verantwoordelik, en God gaan jou verantwoordelik hou, jammer om vir jou te sê, en ek praat ook myself. Dank die Here, dat ek en ons wat hier sit, ons weet wie is ons koning. God is ons koning, en ons praat oor die koninkryk van God. En daar's verskillende, soos ek gesê, daar's verskillende ander koninkryke. Julle weet, baie van die goeters, die bose goeters, is daar ook 'n koning aan. Mense wat baie drink, hulle het 'n koning, en hulle noem hom Bacchus, die god van drank. Verslaafde mense gebruik, daar's Bacchus, die god van drank. Dan is daar verskillende gode. Daar's gode van sport. Ek as 'n sportman, ek hou baie van sport, maar jy kan nie 'n afgod maak van sport nie. Enige iets wat jy hoor as God sit, dan is hy jou koning. Kom ons begin daar. Ek het gehoor van hierdie pastoor wat gepreek het, mooi gepreek het, en soos ek ook baie keer maak, kom staan nie so, ek wil demonstreer. Dan staan ek by die deur en ek groet die mense, en die pastoor groet die ou, en hy sê, het jy die diens geniet, my broer? Hy sê, ja pastoor, het was baie oulik geweest, ek het dit geniet, maar nou gaan ek in die werklikheid in. Nou, as ek klaar hierdie, dit was goed, dit was alright, dankie, dit was lekker, maar nou gaan ek in die werklik in. Die pastoor kyk hom so, hy sê, weet jy my broer, jy was nou in die werklikheid. Jy was nou in die werklikheid, hier waar jy was. Waar jy nou gaan jy in die koninkryk van die wêreld, en hierdie koninkryk van die wêreld, kinders van die Here, gaan vergaan, dit gaan verbygaan. Verseker soos ek hier staan, en soos u weet dat die koninkryk van die wêreld, hy gaan nie in die werklikheid in, hy gaan nou in die onwerklikheid in die wêreldse lewe se werklikheid in. En die man het mooi gedink, en die pastoor het wysheid gehad, ek wens ek kon hy wysheid gehad, het sê, jy gaan nou in die werklikheid in. By baie kerke, daarby pastoor van staan daar, jy betree nou die sendingveld. So as jy uitgaan hier, dan betree die sendingveld. So die koninkryk van God, ek gaan net my Bybel kry, is belangrik om te verstaan, en ek bid vir die Here, om vir my en vir jou en te help, die werklikheid. As jy deel is van die koninkryk van God, dan is jy in 'n ander dimensie. Maar die koninkryk van God is ook 'n gevaarlike plek. Dis nie 'n maklike plek nie. So die koninkryk van God is 'n realiteit. Die koninkryk van God het Jesus gebring, en die koninkryk van God het vreugde gebring, maar dit het ook 'n kruis gebring.
Die koninkryk van God het vreugde gebring. Dis 'n realiteit, dis 'n werklikheid, maar dit het ook 'n kruis gebring. So om in die koninkryk van God te gaan, julle weet baie keer wanneer mense hulle hart vir die Here gee, dan praat ons en ons bid vir daai mense, maar ons moet hulle die volle implikasies vertel om die koninkryk van God in te gaan. Die woord van die Here sê, jy moet alles los en jy moet Jesus volg. En ons sê dit nie altyd vir mense nie. En wanneer die dinge swaar in hulle lewe raak, dan hardloop hulle weg, dan besê hulle vir, maar julle het my nie gesê dit gaan so en so wees nie. Ek sê nou vir u vanoggend, dis 'n gevaarlike, maar is 'n wonderlike plek, en is 'n werklikheid, en is 'n realiteit, en is die enigste ding op hierdie aarde wat vir ewig sal bestaan, die koninkryk van die Here. Al die ander goed verbygaan, al die ander koninkryke, as ons praat van vandag, van die Bybelse tyd van Babylon is verslaan, alles is verslaan, al die koninkryke, en al die koninkryke gaan nog verslaan word, die politieke koninkryk gaan verbygaan, hierdie dispensasie waar ons nou is, en ek sien die koninkryk waar ons nou is ook besig om verby te gaan, kan julle dit sien? Maar die koninkryk van God, kinders van die Here, sal nooit verbygaan nie. Kom ons lees saam in Markus 1 vers 9 tot 11. Ek sê die koninkryk bring vreugde, maar dit bring 'n kruis. Dit kos jou 'n kruis. Dit het Jesus 'n kruis gekos. Markus 1 vers 9 tot 11 lees daar, en in daardie dae het Jesus van Nasaret na Galilea gekom en is deur Johannes in die Jordaan gedoop. En dadelik toe hy opklim uit die water, sien hy die hemel skeur en die Gees soos 'n duif op hom neerdaal. Ons lewe mos nou in die 40 dae voor die uitstorting van die Heilige Gees, en die dag toe Jesus gedoop is, doop is baie belangrik, en dadelik het hy opgeklim, toe hy opklim uit die water, sien hy die hemel skeur. Toe die hemel skeur, toe kom die koninkryk van God, en die Gees soos 'n duif op hom neerdaal, en daar het 'n stem uit die hemel gekom, U is my geliefde seun, in wie ek welbehae het. Die koninkryk van God breek met mag deur, en die koninkryk van God, dan gaan Jesus en hy begin preek. Nadat Jesus gedoop is, begin hy preek. Hy sê in Markus 1 vers 14 en 15, Markus 1 vers 14 en 15 sê Jesus die volgende woorde, hy preek, hy praat met ons, hy praat met die kinders, hy sê vir die mense, sy kinders, in Markus 1 vers 14, sê Jesus die volgende woorde, en nadat Johannes oorgelewer was, het Jesus in Galilea gekom, en die evangelie van die koninkryk van God verkondig. Toe het Jesus die evangelie, die goeie nuus van die koninkryk van God verkondig en gesê, die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. En terwyl hy langs die see van Galilea loop, sien hy vir Simon en Andreas. So die eerste woorde wat toe Jesus begin preek het, toe sê hy, die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle. Hoe moet jy deel wees van die koninkryk van God, kind van die Here? Jy moet jou bekeer. Wat bekeer beteken bekeer? Om te draai. Om die pad wat jy loop sien, is verkeerde pad. Jy moet omdraai en jy moet God se pad volg. Om in die koninkryk van God in te kom, is om te bekeer. Jy moet jou bekeer en jy moet seker maak, breek die nuwe koninkryk aan. Die koning met die koning, genaamd Jesus. Jesus het gekom en hy het dit gepreek en hy het gesê die koninkryk van God is naby. Ek het laas gepraat oor die koninkryk van God wat naby is. Party mense is die koninkryk van God naby, maar dit is tog so ver. Die koninkryk die God wat ons aanbid, die koninkryk wat gevaarlik is, God se genade met wat ander koninkryke oorneem. Die genade van die Here neem die ander koninkryke oor. Toe die Here hierdie goed gepraat het hy gepraat van die koninkryk wat gevaar tref. En die genade van die Here. Die enigste ware koninkryk wat tot in ewigheid is en nooit sal weggaan nie. Die koninkryk van die Here sal nooit weggaan, die kinders van die Here. Waar Jesus is sy koninkryk. Daar waar Jesus is, daar is sy koninkryk. As Jesus in jou hart is, dan sy koninkryk in jou hart. As Jesus in jou kerk is, dan is die koninkryk van God daar. Hier waar Jesus is die koninkryk. Daar is egter 'n doodloopstraat.
die doodloopstraat van die koninkryk van God, wat vir party mense doodloopstraat is. God het 'n plan gehad om Jesus te stuur, en die doodloopstraat is Golgotha, die koning wat hang aan 'n houtkruis, en hy roep uit in Markus 15 vers 34, en die 9de uur het Jesus met 'n groot stem uitgeroep, en gesê, Elio, Elo lama sabachthani, wat as dit vertaal word, beteken, my God, waarom het u my verlaat? Daar is 2 koninkryke op hierdie oomblik. Die groot probleem wat gebeur het in die tyd van Jesus, was die godsdienstkoninkryk. Die koninkryk teenoor die koninkryk van God. In Markus 2 en 3, ek wil hê as julle tyd het, moet julle Markus weer gaan lees. In Markus 2 en 3 staan daar geskrywe, in Kapernaum word die grensdrade getrek. Die godsdiens of genade. Ons moet kies of ons godsdiens gaan vat of genade. Mense se brute krag of God se genade. Wanneer ons oor genade praat, moet ons ook weet dat genade is nie cheap grace nie. Dis God se genade. As dit nie vir die genade van die Here was nie, was ek en u nie hier vandag nie. Kan ons sê amen daarom. Sonde moet vergewe word. Afgeskryf, betaal. Godsdiens sê, wie dink jy is jy, wat die sonde kan vergewe? Toe die lamman afgesak het, in Markus, meeste van die woorde wat ek hier gaan praat, gaan oor Markus. Toe die 4 ouens 'n gat in die maag gemaak het, en die lamman het afsak, en God hom genees, toe sê Jesus vir hom, jou sonde is vergewe. Wat sê die godsdiensmense? Wie is jy om mense se sondes kan te vergewe? Wie is jy, Jesus, wat jy die mense se sonde kan vergewe? Soos die godsdiens het God lasterlik gemaak, om te sê, wie gee jou die reg? Die koning van die koninkryk, Jesus Christus, hy is die enigste een wat jou sonde kan vergewe, geen ander mens nie. En hoe moet jy maak om jou sonde te vergewe? Jy moet na Jesus toe gaan en sê, Here, help my. In 1 Johannes 1 vers 9 weet ons, God is getrou en regverdig. As jy jou sonde bely en laat staan, dan vergewe jou. Jesus is die enigste een wat die sonde kan vergewe, en dit is deur sy genade. Die genade van Jesus, dit is wat die koninkryk van God nader roep. Hoe moet jy nog verder kom? Ek het gesê, jy moet bekeer, en dan moet jy jou sonde laat staan, en dan jy moet genooi word. Jesus nooi mense. Jesus nooi volgens ons die tyd van godsdiens ook vir verkeerde mense. Jesus nooi verkeerde mense. Jesus nooi Levi, die tollenaar, die skelleman wat daar staan en mense se geld vat, en Jesus nooi diewe. Jesus nooi mense aan die ander kant van die spoor wat ons weet van. Jesus nooi al die mense, die Guptas van hierdie wêreld, nooi Jesus. Jesus nooi vir my en vir jou. Ek het gister het ek met iemand gepraat oor manne goeters, en ek wil vir julle sê, ek het 5 kinders, die Here het my baie geseën, en ons het 'n privaat gesprek gehad, ons manne. En hulle vra my, is dit nie so, dat een van jou kinders meer vywer het as die ander het nie? En ek wil nie daaroor praat nie, want dit is my geheim in my hart. En ons praat daaroor, ek en my ander vriende, pastore en vriende. Hulle sê, dit is tog so, dat een kind het meer vywer as die ander. En ek wil nie dit vandag met julle bespreek nie. Ek wil net vir julle sê, in jou hart, manne wat hier sit, en vrouens en familie wat kinders het, daar is tog een wat hulle noem die wit broodjie is. En daar is een, as jy baie kinders het, wat sê, dis die swart skaap. Dit is so, nee. Maar by die koninkryk van God, is elkeen is sy favourite. Kind van die Here. As jy 'n kind van God is, dan is jy die favourite, dan is jy special in die oë van die Here. God is nie aannemer van persoon nie. Hy is nie soos ek, wat miskien een van my kinders bo die ander een uitkies nie. Elkeen wat hier sit, is spesiaal. Elkeen wat hier so sit, is God se favourite. Jy is God se favourite. Ek wil hê julle moet dit mooi verstaan, en jy moet dit onthou. En as gevolg van hierdie ding, waar mense baie keer ander voortrek, is daar mense wat ek vandag nog steeds moet beraad. Hulle sê, hulle voel verwerp, want my pa was meer lief vir my suster, en al daai dinge.
By die koninkryk van God is nie so nie. Die Here is vir elkeen wat hier sit is spesiaal. Julle moet dit weet. En as jy voel dat jy benadeel is deur jou pa of jou ma, ek moet daarom sê, ek was die favourite by my huis. Dit was regtig so. So die ander, en nou weet ek ook. So ek weet wat dit is om 'n favourite te wees. So ek verstaan dit, want ek is 'n favourite by God ook. Spesiaal. Tannie, jy is spesiaal in die oë van die Here. Daar's niemand anders nie. God sê hy is nie 'n aannemer van persoon nie. Hy sê vir die Jood, vir die Griek, vir die slaaf, vir almal, as jy in die koninkryk van God is jy spesiaal. As jy een ding moet vandag vat, moet jy altyd onthou, jy is spesiaal. Ongeag van alles, jy is spesiaal. Kinders van die Here, weet dit. Jy is spesiaal, jy weet dit. Die Here het jou geseën met 'n kind na 13 jaar. Sien jy is spesiaal. Dit maak nie saak van julle omstandighede nie. Elkeen hier in die koninkryk van God. As jy in die koninkryk van God is kind van die Here, dan is jy spesiaal. Erg spesiaal. Die godsdienst sê, wie is hy wat sommer enige mens nooi? Daar's reëls. Jesus sê, ek het nie gekom vir die wat genees is nie, maar vir die wat siek is. Jesus sê, hy het gekom vir my en vir jou, om ons spesiaal te maak. Jesus sê, alle mense is welkom. Alle mense is welkom. Tot die man wat in die boom geklim het, wat sy naam Saggeus. Hy het in die boom geklim om Jesus te sien, en toe hy verbyloop, toe kyk hy, toe sê hy, klim af, hy nooi jou. Jesus nooi nog steeds vandag, elke dag vir mense. En die kerk moet die evangelie verkondig, die goeie nuus om te sê, ons nooi mense. Dit maak nie saak wie jy is nie, of waar jy is nie, of waar jy vandaan kom nie. God nooi jou kind van die Here. En ons moet dit weet as ons hier uitgaan. Ons moet mense nooi kom. Baie keer sê mense vir my, nee, maar ek wil nie kerk toe kom nie, want ek het nie mooi klere nie. God kyk nie na jou klere nie. Ek sê ter minste as jy dan mooi klere het, moet jy dit dan aantrek, jy moet respek, ek kan julle sien hoe mooi is ek aangetrek, want ek het die klere. Maar ek sal nooit vir iemand wat nie mooi klere het nie, sê, gaan uit. Godsdienst het dit gedoen. En gesê, nee, maar jy is 'n sondaar, jy moet gaan, jy kan dit nie hierso nie. Kerk, as julle die kerk wil vol hê, dan moet julle mense nooi, want soos Jesus mense genooi het, die leefies, die skelm mense, die wat in die bome klim, en die godsdienst, koninkryk van God, wat glad nie happy daarmee nie. Hulle sê, Jesus was 'n man gewees, wat wyn gedrink het en omgegaan met slegte mense, die koning van die koninkryk, sê die godsdienstmense so oor hom. Julle weet dit staan in die Bybel. En hulle het gesê, godsdienst, en hulle het besluit, as jy godsdienstmens is, die godsdienst vervolg die koning van die koninkryk van God. In Markus 3 vers 6 lees ons hierdie versie. Wat gebeur as jy in die koninkryk van God is? Markus 3, kom ek lees vers 5. En nadat hulle rondom met die vers 6, ek gaan nou vers 5 lees. Toe gaan die Fariseërs uit en hou hulle dadelik raad met die Herodiane. Die Fariseërs en die Herodiane, hulle was nie eens vriende nie. Maar toe die koning van die koninkryk van God is, toe word hulle vyande sommer ewe skielik vyande, want daar's mos 'n woord wat sê, the enemy of your enemy is my enemy. Julle ken daai storie. So die godsdienstmense, hulle toe raad gehou, vers 6, saam met die Herodiane teen hom, sodat hulle hom kan ombring. Toe die koning van die koninkryk van God hier op die aarde kom, Jesus, toe maak die godsdienstmense saam met die Herodiane plan en hulle sê hulle wil hom ombring. Hulle wil Jesus doodmaak. Dit het nie verander die kinders van die Here. Hulle wil Jesus doodmaak, en as hulle Jesus wil doodmaak, wil hulle my en jou ook doodmaak. Kom ons weet dit. Die koninkryk van God. En kom ek gaan aan. 'n belangrike vers is, godsdienst gaan jou vervolg. Godsdienst het dan besluit mense om Jesus dood te maak. Die koning van God moet gestop word, sê hulle. Self vandag gebeur dit nog. In 2025 gebeur dit nog. Christene is in gevaar.
Markus 3 vers 5 lees ons, en ek dink die emosie van die Here was die meeste wat ek in die Bybel gelees het. Daar was 'n man met 'n verdorde hand in die kerk. Kom ons praat maar net daar vinnig oor. Ek wil net julle verduidelik wat het voorgegaan. Die man met 'n verdorde hand was in die kerk. Hy het 'n verdorde hand gehad. En hulle kyk vir Jesus, want hulle weet Jesus maak mense gesond. En hulle sê, gaan hy hierdie man op 'n Sondag, op 'n Saterdag gesond maak? En as hy dit gedoen, dan oortree hy die godsdienstige wette. En Jesus het die man gesond gemaak. Hy sê, steek jou eie hand uit en hy's gesond. Wat sê die godsdiens? Wat sê godsdiens toe Jesus hierdie verdorde man sy hand genees het? Kom ons lees, Christene is gevaar. Hoe kan hy op 'n Saterdag mense gesond maak? Markus 3 vers 5 lees ons, en nadat hy hulle rondom met toorn aangekyk het hy gelykertyd bedroef was oor die hardheid van hulle hart. Mense wat nie in die koninkryk van God is nie, sy hart is hard. En hulle kan nie sien dat Jesus op 'n Saterdag mense gesond maak nie. Hulle is ongelukkig daaroor, hulle is ontevrede daaroor. Wat het Jesus gedoen? Hy, vers 5, ek dink is op daar. En nadat hy hulle rondom met toorn aangekyk het, hy was kwaad en het gelykheid bedroef geword. So Jesus, die koning van die koninkryk, was kwaad vir die godsdienstige mense, maar hy het ook bedroef geword. Hoekom? Oor die hardheid van hulle hart. Die rede hoekom mense nie Jesus wil aanneem nie, is as gevolg van die hardheid van hulle hart. Ons moet weer ons hart ondersoek. Ons moet kyk die hardheid van die hart. Mense se harte word hard. En is die hardheid van die hart wat maak dat mense die koning van die koning, dis die hardheid van die hart wat Jesus aan die kruis laat sterf het. Harde hartsiekte. Baie mense het harde hartsiekte. Godsdienstmense. Mense wat sê ons glo. Hulle het harde hart. In Markus 10 is die woord van harde hart, die Griekse woord is skerdiokardia. Kardia is 'n hart. Die skerdio beteken skerosis. Die Griekse woord sê hulle het hartskerosis. Hartskeroei, hulle het harde harte. Ons ken mense met harde harte. Ek het 'n man wat 'n harde hart gehad. Ek wil niks geweet het van godsdienste nie. Weet julle wat maak jou hart maat? Die woord van God maak mense se harte. Dit staan in die Bybel. God se woord maak harde harte sag. En ons moet bid en vir die Here vra, Here, help ons dat die woord van die Here weer in die laaste dae 2025 harde harte sag maak. Laat ons nie harde harte weet nie. Harde harte is mense wat Hulle pleeg God lasterlik. Jesus kom op 'n Saterdag, maak mense gesond. Hulle wil sê, ja, jy kan mense gesond maak, maar nie vandag nie. Harde hart. Hulle was kwaad. Hulle was kwaad toe Jesus 'n man gesond gemaak het wat hulle laat sak het. Hulle is kwaad. Is daar nie vandag ook mense wat kwaad is nie, as die gees van God werk en sondaars tot bekering kry? Ek het al baie oor myself gepraat hier. Die dag toe ek die eerste keer in die kerk gaan, toe hulle die opdeling maak en sê, julle gaan in verskillende groepies. Toe sit ek alleen daar, elkeen het sy eie groepie gemaak, hulle wil niks van my al weet nie, hulle ken my. Hierdie man, hy is 'n kansvatter. Hy kom net hier om te kom spaai hier of iets. Hy glo nie aan God nie. Dis wat die kerk gemaak het. Maar God het my gehelp, dat my harde hart sag geword het, en ek het nie ander mense gesteer nie. Hoor die kinders van die Here, partykeer is die godsdienstmense wat jou wegjaag van die kerk af, deur hulle harde harte. Ek praat miskien hard vandag oor harde harte, maar ons moet ons harde harte los en die Here dien. Is dit nie so nie? En ek het baie hartseer gewees en ek was kwaad en ek huis toe gegaan, ek wil niks meer met die Here uithaal nie. Ek het een keer met 'n vroukie ook gepraat, 'n kind eintlik. Sy het haar hart vir die Here gegee en die volgende dag toe hulle in die kerk is, toe manifesteer sy en die demone kom uit en sy bring op daar. Toe sy weer die volgende dag na my toe kom, toe sê sy, pastoor, ek wil niks meer met die kerk uit te baie nie. Ek sê nou, hoekom Adel? Sy sê nee, maar hierdie mense spot my, hulle roep my kotsie, omdat ek nou opgebring het in die kerk, harde hart mense. Die kerk het harde hart mense, en ons harte moet verander, teenoor arme mense, teenoor mense wat swaar kry, teenoor mense, ons kerk, kinders van die Here, kom ons kry ons harte sag. Dit wat die Here wil hê. Die Here wil hê, ons moet bekeer. Die Here wil hê, hy nooi ons almal, elkeen van ons, en hy wil nie hê dat ons moet harde harte hê nie. Harde harte, dis die probleem van die kerk.
die godsdienstmense van daardie tyd, en ook nog die godsdienstmense van hierdie tyd, hulle het hartsklerose. Wanneer jy in God se pad staan, het jy 'n harde hart. Daar's mense wat in God se pad staan. God wil werk doen, maar daar's kerkmense wat in sy pad staan. Kom ons los die sklerose vandag, elkeen van ons. Ek het gelees van 'n professor by Amerikaanse universiteit. Hy's 'n professor en daar kom 'n dame in, 'n jong dame met 'n kruis om haar nek. En hy kyk haar so, hy sê, hierdie kruis, is dit 'n ornament of is dit 'n religieuse, 'n godsdienstige verduideliking? Sy sê, prof, ek is 'n kind van die Here, hier is nie 'n ornament nie, hier is 'n godsdienstige ding. Hy sê, haal daai ding af, jy gaan nie in my klas bring nie. Jy gaan nie daai kruis, as dit nie 'n ornament is in my krag ding. Dit het nou die dag gebeur, in Amerika, in ons eie land. Dis nie maklik om die Here te dien nie. Haal hom af. Dis wat gebeur. In 2025 is dit nog so. Julle weet hoe gaan dit buitekant. Die kerk word nie erken nie. Donderdag was dit Hemelvaart. Die wêreld het gesê, nee, dis nie meer 'n godsdiensdag nie. Nee, die dinge verander. Ons moet weet, die koninkryk van God hier op die aarde gaan al hoe moeiliker en dit gaan al hoe moeiliker lees. Kom ons lees Markus 8 vers 27. Markus 8 vers 27 staan die volgende geskrywe. Die opskrif daarvan, dit is oor die koninkryk van God. Markus 8 vers 27. Die belydenis van Petrus, kom ons lees. En Jesus en sy disippels het uitgegaan na die dorpe van Caesarea Philippi, en op die pad vra hy sy disippels en sê vir hulle, wie sê die mense is ek? En hulle antwoord hom, Johannes die doper, en die ander Elia, en die ander een van die profete. En hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Petrus antwoord en sê vir hom, u is die Christus. En hy het hulle streng beveel om niemand van hom te vertel nie. En toe hy hulle begin leer dat die seun van die mens baie moet ly en verwerp word deur die ouderlinge en die owerpriesters en die skrifgeleerdes en gedood moet word en na 3 dae sal opstaan. En hierdie woord het hy ronduit gespreek. God, Jesus, die koning van die koning wat gekom het hulle geleer en hy het hulle begin leer en gesê die seun van die mens moet baie ly, hy moet verwerp word deur die ouderlinge, die owerpriesters, die skrifgeleerdes en gedood word en maar na 3 dae sal hy opstaan. En daardie woord het hy ronduit gespreek en Petrus het hom sy geroep en hom begin bestraf. Toe Jesus vir Petrus sy disippels vertel wat gebeur, roep Petrus om sy. Ek dink Petrus 'n harde hart gehad, dink julle nie so nie? Maar hy het hom gedraai en terwyl hy sy disippels aankyk, het hy Petrus bestraf en gesê, gaan weg agter my aan, Satan, want jy bedink nie die dinge van God nie, maar die dinge van mense. Die koninkryk van God bedink die dinge van God. En Petrus van alle mense, op daardie oomblik was hy nog nie vervul met die Heilige Gees nie, hy het Jesus gevolg, maar Jesus sê vir hom, gaan weg van my, Satan. En toe hy die skare saam met sy disippels na hom geroep het, sê hy vir hulle, wie agter my aan wil kom, moet homself verloon. Hy moet sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat die lewe om my ontwil en om my evangelie ontwil verloor, sal dit red. Die koninkryk van God verwag van my, soos dit wat Jesus gesê het vir die skade. Hy het gesê, wie agter my wil aankom, moet homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil en om in die evangelie ding, sal dit verloor. Die koninkryk van God, sê Jesus vir ons moet ons lewe aflê, ons moet die Here aanneem as ons saligmaker en ons verlosser. Om in die koninkryk van God kom, is daar 'n prys om te betaal. In Romeine 12 staan daar geskrywe, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie.
Ons kan nie aan die koning van hierdie wêreld gaan buig nie. Ons kan nie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie. Die woord sê, ons moet verander deur die vernuwing van ons gemoed. Ons moet ons gemoed verander. Verander deur die vernuwing van gemoed. En gee jou liggaam as 'n lewendige, heilige God welgevalle offer. Dis ons redelike godsdiens. Dis ons redelike godsdiens, kinders van die Here. Dis hoe ons in die koninkryk van God lewe. Kom ons kyk 'n bietjie verder in Markus 4. Ons ken die gedeelte van die mosterdsaad. Die mosterdsaad, net soos die mosterdsaad, soos die koninkryk van God. As jy in die koninkryk van God gaan, die mosterdsaad, dit was 'n klein saadjie, het geval en dood gegaan en het opgegroei. As jy wil in die koninkryk van God gaan, moet jy in jouself val en dood gaan. Nie val nie, jy moet doodgaan, jy moet sterf. Sterf vir die dinge van die wêreld. Wat is vir jou belangrik? Die koninkryk van God, die realiteit van die koninkryk van die God, of die realiteit van die wêreld. Die wêreld is korrup en is verskriklik in hierdie wêreld, en dit gaan al hoe erger. Dit gaan al hoe erger. Kyk hoe gaan dit. Jesus sê, jy moet sterf, sodat jy kan opstaan. Hoe sterf jy? Om jou hart vir die Here te gee. Sê, Here, ek sterf vir die wêreldse dinge. Ek en my vriend Dani het baie gepraat, ons het 'n gemeenskaplike probleem in die wêreld, deur mense, deur dinge, deur goeders, maar die Here sê ons moet sterf. My hand het ek een keer afgeslaan. Ek het anders te groot geword, wild groot geword, maar ek het gesterf, en ek is in die koninkryk van God. En ons moet sterf om in die koninkryk van God in te kom. Dis een van die voordele van die koninkryk van God. En hoekom kom ons nie in die koninkryk van God nie? As gevolg van ons harde harte. Ons harde harte. Ek kom elke dag met mense te doen wat harde hart. Ek sal nie dit doen nie. Die een sal my nie vertel wat ek sal doen nie. Ek is die baas in hierdie huis en julle sal so maak en julle sal so maak en julle sal so maak. Harde harte. Ek dink een van die grootste, as ons kan sonde noem, is harde harte wat gemaak dat ons nie in die koninkryk van God kom nie. Die belofte van 'n nuwe lewe, nuwe groei, nuwe krag. God beloof dit vir ons. Dit kom wanneer ons die koninkryk van God betree, wanneer ons soos 'n mosterdsaad is. Tussen ander koninkryke sal God se koninkryk onkeerbaar groei. Niks kan die koninkryk van God keer nie. Die wêreld wil dit doen, die duiwel wil dit doen. Jesus se pad is 'n nuwe pad vir die koninkryk. God se koninkryk kos 'n kruis. Weereens, ons moet jou bekeer. Jy moet geen plek gee vir verkeerde dinge nie. Jy moet verander. Here sê bekeer jou. Hy sê jy gee nie plek nie. Ek het gelees daar. Hy sê jy moet jou hart vir Jesus gee. Jesus leer ons. In Markus 10 vers 45 lees ons hierdie vers wat sê, Markus 10 vers 45. Kom ek lees dit vir julle. Want die seun van die mens het gekom om gedien te word, maar nie om te gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Die koning van die koninkryk van God sê, hy het nie gekom om gedien te word nie, maar hy het gekom om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie ander mense. Ek en u is hier op die aarde om te dien, nie om gedien te word nie. Ons moet dien. Ons moet die kruis dra. Ons moet 'n diensknegt wees. Ons moet die evangelie verkondig. Dit is die koninkryk van God. Dit is wat die Here van my en vir jou verwag, kinders van die Here. In Markus 10, Jesus sê die pad van diens is die nuwe hoofpad van al die disippels. Jesus maak 'n nuwe pad vir ons oop. Nie die ou paaie, nie daar waar ons vandaan kom nie. Hy sê dis 'n pad van dien. Dis 'n pad van nie 'n harde hart nie. In Markus 11 vers 14 staan daar geskrywe, en Jesus spreek en sê vir hom, laat niemand ooit in die ewigheid van jou vrugte eet nie. En Jesus het dit bestraf. Markus 11, al die goedes wat daar in Markus 11 staan, die nuwe koninkryk word met geweld in Jerusalem teengestaan. Die godsdienstige mense van daardie tyd het dit teengestaan. Vandag word dit ook nog teengestaan. Maar Markus 15 af lees ons, Jesus
kom voor Pilatus, en hy vra vir Pilatus, vra vir hom, is jy 'n koning? Hy sê, ja, ek is 'n koning, maar nie van hierdie koninkryk nie. Die kruisiging, die begrafnis, al hierdie goed dui op die koninkryk van God. Jesus het hierdie pad geloop. Die koning van die kruis wen. God se beloftes triomfeer. Die koning van die kruis van God wen, en ons gaan dit vier nou. En die beloftes van God is ja en amen. Die profesie het uitgegaan alreeds van Genesis 3 wat gesê het, hy sal jou in die haakskeen byt, maar ek sal sy kop vermorsel, en dit alles gebeur hier in die Bybel. Wat 'n wonderlike evangelie. In Markus 16, Jesus het opgestaan. Die dood is dood. Die dood bestaan nie meer vir ek en u nie. As ons kinders van die Here is, dan kan ek soos Paulus sê, vir my is die lewe Christus en die sterwe is wins. Die dood, waar is jou angel? Ons het gesing oor die dood is oorwin deur die koning van die koninkryk van God. Kom ons los ons harde harte by die huis. Kom ons los dit vandag. Kom ons maak ons oop vir die Jesus. Jesus het opgestaan. Die dood is doop, soos ek gesê. Disippels moet Jesus inhardloop. Ons is disippels van die Here. Ons moet hierdie evangelie verkondig, ons moet inhardloop, ons moet dit navolg, want waar gaan deur as ons doodgaan? Gister het 'n man begrawe hierso, daar by 'n ander kerk, Benny. Benny het altyd die kerk toe gekom, ek het so mooi met Benny gepraat, maar ek dink Benny het ook 'n harde hart gehad. Hoekom wil hy nie bekeer nie? Benny is dood vandag en ek praat nie sleg nie. Ons is ook skuldig. Het ons hom nie, moes ons hom meer genooi het, moes ons meer dinge gedoen het. Ek het ook skuldig gevoel as iemand in die kerk kom en hy kom gereeld hier en hy kom altyd dronk en hy kom nie reg nie en wat gaan aan? Sy harde hart. Ons moet die Here vra om ons te help om mense met harde harte se lewens verander. Ek weet nie waar's Benny nie. Ek kan nie sê waar's Benny nie. Maar dit is altyd vir my hartseer as mense na die kerk toe kom en hy gaan weg en hy's kwaad vir iemand. En dan die kerk het in 'n mate gefaal, kan julle saam met my stem. Ek voel so. Want God vir elke persoon, maak nie saak of hy ryk of arm is nie, is God sien hom as belangrik. Markus 11 vers 14. Die doodloopstraat, die lewenspad, die nuwe koninkryk word met geweld in Jerusalem teengestaan. Maar Markus 15, Jesus, hy is voor Pilatus, hy word op 'n kruisig, hy word begrawe, en Jesus is opgeneem. Die dood is dood, het ek al reeds gesê. Ons as disippels moet Jesus in die hand loop. Ons moet met hom die wêreld volg. Ons moet Jesus die wêreld volg. Ons moet die koninkryk van God na hierdie wêreld uitdra. Dis ons plig, kinders van die Here. Daardie dag, ons praat oor die uitstorting van die Heilige Gees. Daar was 120 disippels gewees. Daar was eers 12 en toe 120. En daardie dag is 3000 mense tot bekering gekom by die uitstorting van die Heilige Gees wat ons Sondag eintlik gaan vier. Vandag is daar oor 2 biljoen Christene. 'n Groot persentasie van die mense hier op die aarde sê hulle is Christene, maar as jy na hulle lewe kyk, dan sien jy harde harte. Die Here wil hê ons moet verander. 2 biljoen Christene. Jy's 'n burger van God se koninkryk. En Jesus nooi jou hier nog steeds vandag en elke dag. Verloor jouself, sê Jesus. Volg my, gee jou lewe. Ek sal by jou wees al die dae tot aan die einde van die wêreld. Jesus sal jou nooit begewe verlaat nie. Hy het gesê ek gaan die Heilige Gees stuur. Die Heilige Gees is hier in ons harte en hy sal ons nooit begewe nie. Daar's 'n nuwe lewe. Daar's 'n nuwe koninkryk. Die koninkryk wat wen. Die koninkryk van God wen. Ek het al baie kere het ek goed aangebied toe ek en die polisie was goed wat ek nie gelike nie. Hulle sê vir my ek kan sien jy like nie die goed nie en dit is so. Vandag bied ek nie aan nie. Ek bring die goeie nuus van Jesus, die koninkryk wat wen. En dit is vir my hart, dit maak my so opgewonde want ek weet dis die waarheid. Ek praat nie stories nie. Ek praat wat God se woord sê. Die koninkryk wen. Jy is klaar deel daarvan as jy Jesus jou Here is. As jy hom volg, wat doen Jesus? Hy vergewe jou sonde. Hy nooi jou
Hy ruk jou harde hart uit en hy gee vir jou 'n nuwe hart van vlees en hy stuur jou om die wêreld vol te gaan verkondig. Die Here vra, wys my. Ons moet die Here vra, wys my Here, leer my, gebruik my. Die koninkryk van God het aangebreek, meer van God en minder van myself. 40 dae van afwagting is ons inlewe. Kom ons bevestig ons burgerskap deur die viering van die heilige nagmaal. Die koninkryk van God. Kom ons sit net so stil en net 'n oomblik. Here, dankie vir die evangelie, die goeie nuus. Dankie dat die Gees van die Here met elkeen van ons gepraat het, met my ook, Here, miskien op 'n ander manier. Here, ek bid vir elkeen van ons, Here. Ek bid, Here, dat hier nie een sal uitgaan nie. Dis is God se wil dat niemand verlore gaan nie, maar dat elkeen die koninkryk van God moet beerwe. Dis God se wil. Ek wil bid, Here, dat U sê ons moet ons bekeer. U sê dat ons moet ons sonde los. U nooi ons en in die koninkryk van God. Ek wil bid, Here, dat elkeen van ons sal 100% seker maak. Gees van God, praat met ons, sê vir ons, elkeen wat hier sit, en ek sluit myself in, weet, as ek in die koninkryk van God is, en weet ook, as ek nie in die koninkryk van God is nie. Here, as daar iemand is wat nie in die koninkryk van God is nie, ek wil bid dat U nou met hom of haar sal praat, dat U die harde hart sal uitruk, en 'n hart van vlees in sy gees, in sy vlees sal sit, en na die koninkryk van God, die heerskappy van God in ons lewe tentoongestel sal word vir die wêreld om te sien. Dankie Jesus het gebid en gesê ek bid nie vir die wêreld nie, ek bid vir julle. Ek bid vir julle dat nie, dankie Here het hy gesê dat nie een verlore gaan nie, behalwe die een, nie een verlore gaan nie. Dis God se wil dat ons verlore gaan, die kinders van die Here. Hy wil hê dat elkeen van ons met die koninkryk van God beerwe. Kom ons hoor na die stem van die Here. Kom ons luister na God se stem. Maak seker voor jy uitgaan dat jy 'n deel is van die koninkryk van God, dat jy spesiaal is. Jesus het jy elkeen van ons innig lief. Amen en amen.